Vandaag wil ek gesels oor begeerte en dan dink ek, okay, my oppervlakkige eerste idee oor begeerte is baie anders vandag as daai tyd. Maar nogtans dink ek, Lent het vir ons iets om te sê oor begeerte. Ek meen, die tyd van vas, natuurlijk is al iets om te ontdek oor begeerte. Here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to roleplay before God. Om nou weer te dink, wat word gesien. Just be there as simply and honestly as you can manage. When the tempter comes, offering stones as bread, power as purpose, and safety as proof, remember the word written on the walls of your heart. You shall not live by bread alone. Hold fast to what sustains when all else crumbles. Like the wandering pilgrim, you too are on a journey. You walk toward a land of promise, flowing with the milk of mercy and the honey of steadfast love. Let your offerings not be of mere ritual, but of gratitude that pours out to nourish the hungry, to shelter the homeless, to bring the stranger into your circle of joy. Call upon the name, and you will not be turned away. Confess the word of faith that rests on your lips and rises from your heart. Christ is Lord, and salvation is near. Go now, and let the wilderness become your teacher. Let it reveal the quiet strength that grows when all else is stripped away. Let surrender be your courage, letting go your greatest act of trust. Walk with resilience, knowing the Spirit goes before you. The Word sustains you, and the angels guard your way. May you emerge from the desert bearing the fruits of trust and transformation, ready to proclaim, the Lord has brought us through, and we shall not be afraid. Amen. As julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte, sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien, wat verborge is, sal jou beloon. Ek weet nie of jy dalk al daai grappies gesien of gehoor het, wat iets sê soos, as Jesus die brood van die lewe is, wat beteken dit dan vir mense wat nie gluten eet nie? En dit is net 'n simpel grappie, maar ek dink dit wys iets van hoe anders ons beeld van brood nou is, teenoor hoe dit waarskynlik was toe dit in die Bybel beland het. En die Bybel het baie beelde oor brood, en tydens Lent is een van die sê goed oor brood waaraan ons dikwels herinner word. Jesus wat sê, jy kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En dit is soortgelyk met begeerte. Vandaag wil ek gesels oor begeerte, en dan dink ek,
okay, my oppervlakkige eerste idee oor begeerte is baie anders vandag as daai tyd. Maar nogtans dink ek Lent het vir ons iets om te sê oor begeerte. Ek meen die tyd van vas. Natuurlik is daar iets om te ontdek oor begeerte. Nou vandag se skriflesing, Matteus 6, sê hoe om te vas of hoe om nie te vas nie. Eenvoudig gestel is dit maar net jy kan vas, maar don't make a fuss. Moet dit nie 'n groot ding maak nie. Moenie aandag probeer trek daardeur nie. Ek dink die message vertaling sê don't make a production out of it. Dit is my interessant want dan dis nou Matteus 6 en in Matteus 4 het ons hierdie sentrale stuk van Jesus in die woestyn waar ons gedurig dink in Lent. En dan dink ek nou nogal hoekom het ons dan nou hierdie ek sou sê nogal indrukwekkende vertelling van hoe dit was vir Jesus om in die woestyn te wees en te vas. En ek dink dit is 'n behulpsame vraag, want dit is goed om te vra, okay, as ons nie hierdie groot ding moet maak of wat nie, wat is tog die belangrike ding wat dit vir my wil sê? En dan, as ons nou oor begeerte praat, dink ek, die eerste ding is, kom ek begin by die oppervlakkige, is, mens kan duidelik uit hierdie storie sien, okay, maar begeerte is darm normaal. En dit sê selfs, Jesus het honger geword. En dit is een van die temas wat ons dikwels hoor oor Jesus, jy weet, Jesus wat mens geword het, weet dat hy iets van hierdie menslikheid, hierdie stoffelikheid, dat hy iets daarvan, of eintlik baie daarvan, ook gewys het in sy tyd op aarde. So dit is so, begeertes is normaal en nie noodwendig eens sleg nie. En ek dink dit is hoe die vraag wat die duiwel dan vir Jesus vra, baie onthul, veral vir my, hoe ek dikwels met begeerte omgaan. Want dit is eintlik so slim, dit is eintlik so tricky. Want wat vra die duiwel eerstens? Okay, hy weet nou seker Jesus is honger, obviously, was lank in die woestyn, so dan is dit, so as jy die seun van God is, hoekom verander jy nie hierdie klip in 'n brood nie? En ek dink die manier hoe Jesus dan reageer is 'n leidraad vir hoe begeertes so maklik gekoppel kan word aan eerstens dit wat ons van buite af hoor. So ek wat nou so aangaan oor lank terug en hedendaagse tye, nogal lank terug het Mark Twain 'n bekende stuk geskryf en daar's 'n aanhaling daarin wat dit nogal goed vir my vasvang. Hy sê, "The outside influences are always pouring in upon us." Hoe waar is dit nie? And we are always obeying their orders and accepting their verdicts. En dit is nou die ding, daar kom so baie van buite af en ek dink ek kan nogal vereenselwig met hierdie vraag net wat die duiwel vra wat sê, maar jy is dan so en so doen dan dit of dat. Jy is dan die seun van God, so verander hierdie klip in 'n brood. En die manier hoe Jesus dit verstaan, is vir my eerstens herinnering aan die feit dat my begeerte nie noodwendig so nou gekoppel is aan wie ek is, soos wat dit dalk dikwels voel nie. Dit is vir my so maklik om my begeertes te verwar met wie ek is, en dan veral ook die begeertes wat ek dan by ander mense kry, the outside influences pouring in on us. As ek sien wat ander het, en hoe ander is, en hoe ander leef, dan word dit so maklik vir my wat ek wil hê. En hierdie is 'n herinnering, maar nee, onthou, jou begeerte is nie presies wie jy is nie. En ek dink nogal die bevryding daarvan is dan juis hoe dit my dan nou kan kry by die punt van die vraag wat ek eintlik vandag vra, kan ek gee wat ek begeer? Wel, as dit darm nie een en dieselfde ding is as wie ek is nie, dan is ek al darm so een stappie weg. Nou, ek dink nogal, as ek nou aan Jesus in die woestyn dink, ek wonder baie keer net, hoekom het hy honger geword, hoekom het hy nie dors geword? So ek kan dink aan my begeerte, ek dink ek sou dors gewees het. En ek dink wat ek regtig graag sou wou gehad het, is 'n lekker gaskoeldrank. Want my begeerte sou wees, ek sou iets wou hê wat vir my dadelik daai sensasie gee, dadelik daai bevrediging gee, my keel eintlik so 'n bietjie brand, ek wil eintlik hierdie blikkie, soos wat die etiket en die bemarking en alles vir my sê, dit gaan my dors les, wil ek hê daai gevoel wat ek kry wanneer ek al eerste sluk vat, ek wil dit hê. Eerder as wat ek noodwendig regtig die goeie water wil hê wat my dors
waarskynlik op 'n gesonder manier sou les. En ek dink dit is vir my nog steeds 'n goeie beeld van hoe my begeerte dikwels is. Dit is net die etiket, net die gevoel, net die sensasie. Dit en daai eerste manier hoe ek met my begeerte omgaan, wys eintlik hoe ek probeer om weg te kom van die dieper begeerte. En dan lent is die tyd wat ons stroop, en dan stroop het ons in die eerste plek van daai houvas, van daai oppervlakkige begeerte, want hoe weerstaan Jesus dit? Hy gaan baie dieper. 'n Filosoof wat baie al gedink en geskryf het oor begeerte is Todd McGowan, en hy sê dit op 'n baie treffende manier vir my. Hy sê, "No matter what identity comes along, I can try to assume that identity, but no matter how much effort I make to be that thing, I can't be it." Daai effort, hoe baie keer is my begeerte nie gekoppel aan die effort wat ek wil insit om te wees wie ek dink ek veronderstel is om te wees, wie ek dink ander sê ek moet wees nie. Ek dink dit gebeur baie met my. Maar dan is die volgende ding juis, as ons nou weer dink aan vandag se skriflesing, moenie vas op so 'n manier dat dit verander is nie. Vas op 'n ander manier. Vas op die manier dat dit nie so opvallend is nie. Ek dink dit help my om 'n bietjie gestroop te word, soos wat Lent ook vir ons herinner. Dit help my om 'n bietjie te laat gaan. En dan is die volgende logiese ding vir my, okay, as ek wil sê, kan ek dan gee wat ek begeer? Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek meer vrygewig wees? Nou interessant, in Matteus 6 praat Jesus nie net oor hoe om te vas nie. Die ander ding wat hy baie nogal duidelik net riglyne gee voor is hoe om te bid. So dan kry ons die Onse Vader daar. Maar net na die Onse Vader sê Jesus nogal 'n interessante ding oor vrygewigheid. In die Message vertaling in Matteus 6 vers 14 sê dit so: "In prayer, there is a connection between what God does and what you do. You can't get forgiveness from God, for instance, without also forgiving others. If you refuse to do your part, you cut yourself off from God's part." En ja, dit kan nou dalk 'n bietjie judgmental klink, maar hoe ek dit hoor is, dis ook bevrydend. Dit sê, die ander deel van Jesus in die woestyn gaan nogal veral oor mag. Jy weet, die duiwel wat sê, okay, maar ek sal vir jou al hierdie koninkryke gee. Maar daai insinueer dat ons nie so magteloos is in ons begeertes nie. Maar hoe ons daai magteloosheid oorkom, is deur ons vrygewigheid. En wat is die voorbeeld wat ons kry van vrygewigheid? Is om te vergewe. Daar's 'n band tussen vergewe en vrygewigheid. En ek dink, wat so treffend is vir my en hoekom ek nogal kan sien hoekom dit so 'n goeie voorbeeld is, hoekom dit die voorbeeld is wat Jesus kies in Matteus 6, is omdat vergifnis iets is wat almal iewers nodig het. Dis iets wat ons so nodig het. So weer eens, as ek 'n begeerte het vir vergifnis, dan is daai begeerte nie 'n so slegte ding nie. Dit is eintlik 'n goeie ding om die nederigheid te hê, om te kan dink jy wil dalk vergifnis hê. Maar interessant genoeg, die beste manier om dit in die hande te kry, as ek dit so kan stel, is om dit eers uit die hand uit te deel, is om dit te gee vir ander. So om te gee dit wat ek begeer. Ek dink die teenstelling daarvan sou gewees het om net afgunstig te wees en te sê, ja, jy verdien dit nie, so ek sal eerder ook daarsonder klaarkom. Maar Jesus se voorbeeld vat ons weer na die dieper begeerte en stroop ons weer van die oppervlakkige en die sigbare. En dit is die laaste ding wat ek wil sê oor begeerte, is daar's 'n tema hier in Matteus 6 oor dit wat ons kan sien en dit wat ons nie kan sien nie. En dit sluit vir my aan by Matteus 4, omdat dit al so die hele tyd is, die duiwel is baie besig met, kyk hierso, hier's 'n klip, maak dit brood. Kyk hierso, spring van hierdie hoogste punt van die tempel af, kyk hierso, al hierdie koninkryke, ek maak dit joune. Dit wat ek kan sien. Maar Jesus verskuif heeltyd die fokus na dit wat ek nie kan sien nie. En daar's 'n hierdie mooi tema wat hy gebruik. Hy eintlik herinner dit ons dat ons God se kind is, want hy praat van ons Vader wat in die hemel is in die gebed. Maar
telkens verwys hy ook na ons Vader, of jou Vader in die hemel, wat jy nie kan sien nie. As jy opreg bid, gaan hy jou raak sien. As jy op hierdie manier vas, dan sal jou beloning by hom wees. So dit herinner ons dat ons kinders van God is, daai identiteit waarmee daai toets in die woestyn probeer mors het, dit is so, ons is kinders van God, maar wat beteken dit? Dit beteken dat ek 'n verbintenis met God het. Dit beteken dat ek kan uitreik na God. En hoe kan ek dit doen? Wel, deur lent, vas, en wat hand in hand daarmee gaan, is gebed. So, ek het gedink dit is dalk 'n goeie idee om dan af te sluit vandag met 'n eenvoudige gebed. In Matteus 6 vers 6, wanneer Jesus praat oor die Onse Vader, ek gaan nou weer die message uitlees, sê hy, as hy sê, hoe moet ek bid? Here's what I want you to do, find a quiet, secluded place, so you won't be tempted to role play before God. Om nou weer te dink, wat word gesien? Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense His grace. Ek dink, dit is vir my so 'n mooie herinnering van stilte, wat 'n groot rol speel in die kontemplatiewe manier, en dan net die eenvoud. So ek het gedink, in 'n tyd van vas, is dit ook goed vir my om te dink aan, wat sal 'n goeie tafelgebed wees? In die tye wat ek wel eet, tydens lent, soek ek 'n tafelgebed vir lydenstyd, om my ook te herinner aan dit wat ek nie kan sien nie. So, kom ons bid saam. 'n Tafelgebed vir lydenstyd. Here, U wat elke dag vir my sorg, herinner my tog, nie waarsonder ek goed kan klaarkom nie, maar eerder aan U goedheid, waarsonder ek nie kan klaarkom nie. Om vrywillig te gee, 70x7, wat ek self brood nodig het, vergifnis en lewe. Om, selfs al sien ek U nie, te weet ek is U kind. Gee my die eenvoud van geloof, om myself al meer in U te vind. Amen. So nou dat ek so gepraat het oor vrygewigheid, een van die bekendste gebruike rondom vrygewigheid is iets wat ons nie net tydens lent doen nie, maar is om van ons geld te gee. Ook 'n manier om te laat gaan, en om in lent word ons veral herinner daaraan hoe dit ook 'n manier is, net om ons verknogtheid daaraan ook bietjie te stroop en simbolies ook te sê, so ek maak my hande oop en ek gee hiervan. So dit is waarvoor ons nou geleentheid is, en ons sê ook baie dankie. Dit is wat die verskeidenheid van goed wat ons doen by Envia moontlik maak, en dit is ook 'n manier vir jou om deel te neem aan hierdie gemeenskap wat ons hier het, wat nie net hier is nie, maar wat eintlik versprei is oor die wêreld, oor die land. So baie dankie daarvoor. Jy kan dit doen met die SnapScan kode op die skerm of met die bankbesonderhede op ons webtuiste.